In die groot druk Bybels op bladsy 1531, ek is nie seker van die ander nie, Titus 3, vanaf vers 4 tot en met vers 7. Hy sê vir ons, maar toe die goedertierenheid van God onze verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Christus Jesus ons verlosser, sodat ons regverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Halleluja. Here, ek wil vra dat U nou die woord sal salf, Here. Dat U dit nou ons gedagtes sal oopmaak, Here, dat ons sal ontvang dit wat U vir ons gestoor het, Here. Raak my lippe vanmôre aan met 'n koffie van die altaar, dat ek die woord vanmôre sal aflewer, soos wat U wil hê, dit moet afgelewer word. In U wonderlike naam. Amen en amen. Ek wil hê jy moet vanmôre jou geestesoog oopmaak. Maak die vleeslike oogies toe en maak vanmôre jou geestelike oë oop. En ek wil hê jy moet jou voorstel en kyk hoe die wêreld sal wees of jy as persoon of 'n kerkgroep of 'n gebou, kerkmens, hoe dit gaan lyk sonder God in hulle lewens. Ek wil jy moet mooi kyk vanmôre. Maak jou geestesogies oop. Kyk vanmôre hoe die kerke en die kinders van God en die wêreld daar buitekant is sonder God in hulle lewens. Dit is verward. Die wêreld is verward. Die mensdom is verward. Hulle weet nie herwaarts of derwaarts nie. Daar's 'n spreekwoord wat ons altyd sê, as 'n vrou hoe gaan dit? Dan sê 'n man, ek kyk noord, dan gaan ek suid of ek gaan voort. Die wêreld kan nie voortgaan en die kinders van God in die kerke kan nie vanmôre aangaan en voortgaan sonder God in hulle middes nie. Hulle kan nie meer aanlewe nie. Hulle kan nie meer bestaan nie. Maar hy sê vir ons daarso, hy gee vir ons nou soos wat ons God se genade. Nie vir wat jy gedoen het nie. As ons moes genade gekry het, dit wat ons gedoen het, gaan ek vir jou 'n wandelslaagse ding gee vanmôre. Ek wil jou 'n bietjie bekommerd maak. As God jou genade moet gee op die goeie dinge wat jy gedoen het, sal jy nie vanmôre genade gehad het nie. Eina? Amen. As jy op jou eie gestaan het en alles op jou eie wou gedoen het en die genade van God nie ervaar het nie en sy wedergeboorte nie saam met dit lewe nie, sal jy vanmôre nie opgestaan het deur die genade van God nie. Sal jy nie vanmôre kon gesê, Here, dankie dat U my wakker gemaak het nie. Want jy sou verwoes gewees het. Jy sou verdwaal gewees het. Jy sou afgekraak wees, want jy sou nie weet, herwaarts of derwaarts nie. Ek het 'n spreekwoord wat ek sê, ek kyk noord, dan gaan ek suid, oos en wes. Dis ons eie menslike dinge. Maar weet jy, ek wil vir jou nuus. As jy van die weste af na die ooste toe wil gaan, en jy kom agter, Here, ek wil nou skielik moet ek omdraai, want jy het my daarna toe gestuur, dan loop jy in jouself vas. Dan blok jy jou eerself. Want jy moet nou eers om jouself loop, voordat jy kan gaan, maar God wil hê jy moet gaan. So kom ons sê, Here, wanneer die genade van God, as iemand jou vra, hoe gaan dit?
Deur die genade van God, my broer, suster, is ek nog staande en ek is nog 'n kind van God. Want hy het sy genade vir my gegee. Hy het sy genade op my uitgestort en hy het vir my vanmôre gesê, my kind, staan op vanmôre in die genade wat ek vir jou het. Nie jou goeie werke wat jy gedoen het nie, maar uit genade het ek jou siel gered, en daarom kan jy vanmôre, omdat jy kind van God is, kan die Here vir jou sê, my kind, staan vanmôre op. Kom loop saam met my vanmôre. Wees vir my, in my voetspore, dat ek vir jou God van nabyheid kan wees, vanoggend. 'n kind van God, wat nie deur genade gered het nie, dan moet julle mooi luister vanmôre. Is onverstandig. Amen. Hy is ongehoorsaam. Hy is oral op die verkeerde plekke waar hy nie moet wees nie. Hy is verslaaf aan allerlei goeders. Hy is kwaadwillig. Hy is jaloers. En hy is haatlik teenoor sy ander medemense. Jy moet verskoon vanmôre. As jy nie die genade van God ontvang het nie, en jou hart vir God gegee het nie, gaan jy as gewone mens, gaan jy die probleme hê. Jy gaan kwaadwillig wees, jy gaan altyd kwaad doen wat jy nie moet doen. Jy gaan op die paaie wees wat God wil hê jy moet weet. Jy gaan nie wandel wat God wil hê jy moet wandel nie. Want jy het nie die genade ontvang deur die Heilige Gees toe God het hy opgevaar het op die wolk en hy vir jou gesê het, my kind of disipel, ek kan nie weer terugkom nie. Nie nou nie. Maar as ek hier opvaar, stuur ek vir julle die Heilige Gees as trooster wat julle sal red en sal lei. Maar ons as kinders van God moet uit genade uit, of sê, Here, red my vanmôre. Here, verander my. Maak van my 'n kind van U. Dan wil ek vir jou 'n ander ding vra vanmôre. As jy 'n kind van God is, en jy raak die pad 'n bietjie duister, en jy dwaal 'n bietjie af, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is hoop nog vir jou. Ek het verlede week daaroor gepraat. Daar is vir jou nog 'n tweede kans. En daar is nog vir jou 'n kans, dat God sy genade vir jou gaan gee, sodat jy kan opstaan, en onder sy genade kan lewe, soos wat hy wil hê ons moet lewe. Hy gee vir ons genade, nie om vir jou gaan so 'n bietjie terug. As jy nie die genade van God in jou lewe het nie, dan maak jy jou eie planne. Jy maak jou eie probleme wil jy oplos. Jy wil jou eie paaie loop. Jy wil jou eie gedagtes so formuleer dat dit vir jou eintlik mooi lyk en mooi klink. Ja. Jy praat vir jouself so deur mekaar dat jy jou nader aan self glo. Kom ons is toch maar eerlik. Het jy al met 'n wêreldsmens probeer redeneer, kind van God, om hom te bearbei? Het jy al met hom probeer redeneer? Het jy al met hom gepraat? Wat gebeur? Daai man het die grootste verskonings in die draadjies wat jy in die boek kan kry, wat is sy naam? Michael Schumacher, nie eers toe hy nog fantasties was, die draaie kan vat soos wat daai man draaie kan vat nie. Hulle sê mos, daar's 'n game wat hulle sê, wat dodgeball. Dodgeball. Wat maak jy? Een die kant, een daai kant. Met 'n tennisbal. Dan staan daar 'n klomp mense in die middel. Dan gooi hulle daai tennisbal, baba. As jy jou raak gooi, is dit jou beurt om buite te staan. As jy jou mis, dan bly jy binnekant.
En elke een wat raak gegooi word, as die persoon een raak gooi, dan gaan staan hy by daai persoon. As daai persoon een raak gooi, gaan staan hy by daai persoon. Tot daar net een persoon oorbly in die middel, en daai persoon is die wenner. Nou wil ek vanmôre daai game wil ek vanmôre in jou geestelike lewe inbring. Hoekom wil ons dodgeball speel met God se genade? Hoekom wil ons elke keer as God vir ons genade gee, probeer om dit te dodge, om uit die pad uit te kom, om ons eie dinge te doen? Ons doen dit. As kinders van God, dodge ons baie keer die genade van God. Amen. Wat sê die spreekwoord? Wat is die spoedlimit in Suid-Afrika? Op die paaie? Dan op die rug. 120 se terugwaksak, wie is die wet sê 120? Nou my pa het altyd vir my gesê, my kind, as jy oor 120 ry, dan klim die Here uit. Want jy luister nie vir hom nie. Hy wil hê jy moet veilig deur sy genade veilig aan die ander kant kom, maar jy het jou eie kop begin volg en nou wil jy jaag om daar te kom. So jy met ander woorde sê, Here, jou genade gaan my te laat daar kom. Ek wil 'n bietjie my eie daar kom. Amen. Ons het in Klerksdorp gebly. Of dan kom ons vat Brakpan. En van Brakpan af tot in Grootvlei gevangenisdiens in Bloemfontein is 2 ure en 50 minute se ry. Dan ry ek Sondag aan en na die aanddiens. 'n uur en 'n half later bel ek my pa uit Bloemfontein en sê van Parks by die college. Dan het ek 170, 180 gery om daar te kom. Dan my ma altyd van my kind, die Here het uitgeklim as jy oor 120 gaan. Toe sê ek vir haar, ma, ek moet amper die kar omgegooi. Op 180 klim die duiwel in sy trawant ook uit. Hy kan dit nie hanteer as jy so vinnig ry nie, want hy wil nie doodgaan nie. Die duiwel wil doodgaan nie, maar op 180 klim hy uit, met al sy trawante. En hy wil nog werk het wat hulle doen. Nou wil ek vanmôre vir jou as kind van God vra, hoekom wil jy jaag om alles wat God vir jou gesê het, hy sal vir jou gee, hoekom wil ons jaag om dit uitgesorteer te kry? Hoekom wil ons met God se genade speel? En vir hom sê, Here, nie nou nie, laat ek net eers gou hierdie goedjies myself uitsorteer. Dan sal ek weer onder jou genade wil wees. Dit broer Bram het vir my so wonderlik as hy bid. Here, deur u genade het u ons opgewek. Deur genade het u ons wakker gemaak vanmôre. Deur God se genade kan jy opstaan en sê, ek is 'n kind van God. Van die woord sê, uit genade is jy gered. Jy gaan nie sonder genade die koninkryk van God kan sien nie. Jy moet genade hê van God ontvang het, sodat jy kan leef in sy wil. Ek gaan nie baie langer wees nie. Hy sê vir ons, vers 4, ek wil dit net vir julle lees. Ag nie vers 4 nie, vers 6. Wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Christus Jesus, ons verlosser, wat hy ryklik op ons uitgestort het. Wat het hy ons beloof? Die dag toe hy opvaar, hy sal die trooster vir ons stuur. Die Heilige Gees trooster, wat ons sal leer en ons sal lei. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, dink jy nie dit was 'n genade van God af, toe hy vir ons die trooster gestuur het nie? Dit is vir ons 'n genade wat hy vir ons agtergelaat het nie. Dan wil ek vanmôre vra, hoekom wil ons nie die genade aanvaar nie? Why don't we want to accept the grace of God? Dis moeilik. Dis 'n vraag wat ek nie vir jou kan antwoord nie. Dis 'n vraag wat pastoor Johan nie vir jou kan antwoord nie. Maar jy as persoon self kan dit antwoord. Here, vra jouself die vraag, hoekom speel ek altyd met jou genade? Pastoor Pieter Snyman het 'n gesegde gehad.
As jy met God se genade, moenie met God se genade speel nie. Gaan speel eerder op die highway met jou karretjies, as wat jy met God se genade speel. Ek wil vanmôre vir jou sê, vat eerder jou speelgoed, en gaan speel op die highway, maar moenie vanmôre met God se genade speel nie. Hy het vir ons sy genade gegee, sodat ons gered kan word. Maar ons dwaal af, almal ons foute, ons is mense, maar daar is genade vir God weer vir jou, dat hy jou kan optel, en jou kan sê, my kind, jy het geval vanmôre, maar ek tel jou deur my genade, tel ek jou op. Vat my albei my hande, gryp die genade aan wat ek vir jou instoor het, sodat jy weer op die pad kan wees, wat ek wil hê jy moet wees. Daar is baie kerkgroepe, gaan afsluit. Daar is baie kerkgroepe, wat die wedergeboorte afskryf. Dit mag nie meer in hulle, wat is die woord, vocabulary wees nie. Wedergeboorte is vir hulle amper 'n sonde geword. Daar is kerke, dan maar sê, daar is kerke, waar die spreek in tale stop. Daar is kerke wat sê, daar is nie in ons beplanning meer 'n koordans nie. Daar is nie tyd vir jou om te koordans nie. Dan kry jy tale, dan sê die kerk, hoekom praat jy in tale? Wie gaan dit nou uitlê? Ek raak bekommerd. As ek sien hoe die wêreld en die kinders van God se genade mee speel. En dit wat hy vir ons gegee het, toe hy opgevaar het, die Heilige Gees, die spreek in tale, die gawes, wat ons verwerp, en ons speel met God se genade. Ek raak bekommerd om te sien. Dat is nou so, een ou toe dag vir my gesê, ag pastoortjie, dit is nou horrigery met die wat julle sê God gaan kom. Ek hoor dit nou af van dat ek net so laaitie is. Jy het nooit al jou siel en jou hart vir God gegee. Nee, want dit gaan nie gebeur nie. Dit is hoekom God nog nie gekom het, die brother. Hy gee jou nog 'n tweede kans om dit om reg te maak. Hy gee jou nog 'n bietjie, hy vertraag sy koms om jou ook 'n geleentheid te gee om dit God reg te maak, so die dag as hy kom, dat jy kan opvaar in die hemel saam met hom op die wolke. Miskien is dit jou genade kans wat God nou vir jou wil gee. Gryp dit met al twee hande. Ons as kinders van God is geneig. Of kom ek vra die vraag, het jy al eens wat doen nie goed? Wat is die Afrikaans? Hierdie traktises in die hospitaal, die sirkusse wat so swieg en mekaar vang. Te pieces, of wat ook. Ek noem hulle sommer net mal mense. En waar kan jy so rondspring? Ok, in my geval. Het jy al gewonder? Daai persoon wat nou daar onderste bo hang, luister nou mooi, hy hang onderste bo. Dan kyk hy nou na die ou wat hier bo vlieg. Dan swing hy ook. Reg? Dieker, dan gaan die oukie wat nou wil, dan spring hy nou op en dan gaat hy. En hy swing, en hy swing, en hy swing. Dan speel hy drommertjie. Totdat nou allemaal so oogies net so is en die gehore is so spits. Kom ek vertel jy, as jy daar ietsie vat, twee symbale of iets, en jy klap hulle daar by die gehoor, by mekaar, gaan jy sien hoe trap hulle mekaar dood om uit te kom, want hulle gaan dit iets het ontplof. So stil raak het as die ou daar is. Dan los hy. Daai persoon wat nou gaan die touwtjies los, of die swing los, om deur die ander persoon gevang te word, moet daai persoon so vertrou met sy lewe,
dat hy op die regte tyd, op die regte oomblik, weet, as ek my hande hier los vanmôre, gaan daai man my vang. Dan gaan hy my of aan die voete of aan die hande, wat hulle ook al geoefen het. As daai persoon nie vertroue het in daai persoon wat hom moet vang nie, dink jy gaan daai toue los, daai spiek los? Ek sal nie. As ek weer daai ou maak partykeer droog, hy partykeer glap nie, daar's net hom, maar dan kan hy net kan ook skeer. Dis my siening. Gaan ek, as ek nie daai ou vertrou nie, en ek het glo nie in hom nie, gaan ek nie die spiek los nie. Dit is feit dit, gaan jy hom los? Nou wil ek vanmôre vir jou die vraag vra. As jy jou lewe vir God gee, is God die vanger van jou siel en jou liggaam en jou geestelike lewe. God vang. Het jy al ooit gehoor dat God misgevang het of misgevat het? Jy kan op God vertrou as kind van God. Jy kan op God vertrou as 'n ongeredde persoon, want jy weet, die dag as jy weer die boedelsbank kom, en jy sê, Here, ek gee my hart vanmôre aan jou oor, maak van my 'n ander mens, gaan God sy genade op jou uitstort, en jy gaan gevang word, sonder enige probleme, dat hy jou kan vat, en hy jou kan verder laat sien, en lei onder sy salwing, en onder sy Heilige Gees krag. Ons is te bang om die wêreld daar buitekant te los. Ons wil nie soos daai traktiese wil ons wil nie los nie. Ons is bang wat aan die ander kant gaan gebeur. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek sluit af daarmee. Ek het nog nêrens in hierdie woord van God gekry en gesien waar hy sê, miskien sal dit gebeur nie. Is julle dit al so gelees? Miskien sal ek jou siel red. Miskien sal ek jou genees. Miskien gaan ek die klippe uit jou pad uithaal. Miskien gaan ek jou paaie vir jou gelyk maak. Miskien gaan ek vir jou dit voorsien. No way. Ek het daai woord nog nooit daai woord miskien gesien. Maar wat God gesê het, ek sal dit miskien vir jou doen. Hy sê vir ons, as jy my kind is, jy vra in geloof, en jy vir die verwagting as jy bid, sal ek vir jou gee, dit wat jy van my afvra. Ek sal vir jou gee wat jy wil hê. Maar hy sê ook duidelik vir ons, in Jeremia 55 vers 8 en 9, jou wil is nie my wil nie, en jou wee is ook nie my wee nie. Net soos wat my wil en my wee hoor is as jou gedagtes, soos God sy gedagtes hoor as ons. Ons moet net geduldig wag, dat God vir ons kan gee, dit wat hy het, en instoor het vir ons. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy ontvang van God af al? Het jy al die salwing ontvang? Het jy al die Heilige Gees dooping ontvang? Het jy al ontvang om tale te spreek? Het jy al ontvang om met mense te deel? Het jy al ontvang om jou hande op die siekes te gaan lê? As jy my sê, nee, pastoor, nog nie wil ek vanmôre vir jou vra. Kry die genade van God aan jou kant, sodat jy ook kan ontvang genade door die rykdom van sy genade. Dat jy ook kan opstaan en soos Paulus sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Maar as jy nie God in jou kant het nie, jy het die genade van God ontvang nie, geredding ontvang nie, gaan jy nie 'n bendestorm kan loop nie. Gaan jy nie soos 'n Dawid in leeu se mond
of soos 'n Samson 'n leeu se mond oopskeer. Of by die pilare staan wat ancient gebou is, en net sê, Here, die laaste genade wat ek kan kry. En dan die pilare kan breek. As jy genade van God ontvang het, kan jy elke pilaar of elke probleem in jou lewe wat op jou pad kom, kan jy verbrysel. Kan jy vernietig. En dan moet jy die genade van God ontvang. En sê, Here, ek wil dit hê. Kom sluit ons hoofde. As jy vanmôre wil sê, pastoor, ek wil vanmôre opnuut die genade van God ontvang. Want ek vra, staan net op jou voete.